Welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met pastoor James Lottering van Port Elizabeth. Ek weet daar is 'n ander naam, Kwabeka, maar ek kan hom nie so lekker uitspreek nie. Vandag gaan 'n baie interessante en 'n baie lekker gesprek wees. Ons gaan so 'n bietjie dieper ingaan in bevryding. So James doen bevryding en die tipe bevrydings waarvan hy vandag gaan gesels, maar daar was 'n pad wat hy moes gestap het om tot by hierdie punt te kom. So kom ons hoor wat getuienis is en hoekom dit vandag belangrik is om bevry te word nadat jy jou hart vir die Here gegee het. Kom ons hoor wat sê James. Baie welkom James. Baie dankie. So iewerste moes jy eers begin het in jou lewe om te verstaan waaroor bevryding regtig gaan. In jou kinderjare het jy maar moeilik groot geword met jou ouers wat baie gedrink het, alkoholiste was en so aan. En dit het jou lewe geaffekteer. Vertel vir ons 'n bietjie eers jou agtergrond van kinderjare, sodat mense kan verstaan, jy het al die pad gestap, jy ken daai ene. Ja, ek het ouers gehad, ek was die oudste van 6 kinders. En my ouers het drank gekoop voordat hulle kos gekoop het vir ons as kinders. Ons was so arm geweest, dat tot die arme mense gesê ons is arm. Sjoe, So, is arm. ek weet van armoedigheid. Ja. En ek het skool verlaat in standaard 8 of graad 10 vandag. En net om uit die huis uit te kom. Ek sluit toe aan by die spoorwegpolisie. Kom hier na Esland Park toe en hier in Transvaal. En ek begin my loopbaan hierso in 1976. Sjoe. Toe stig ek die eerste spoorwegpolisie dansorkes in 1976. College verlaat, Jan Smuts lughawe toe. En in elk geval toe ontmoet ek my vrou 2 jaar later in die college. En ons het getrou en toe sy swanger raak met ons dogter, het ek agtergekom ek het nie die geld om eintlik hier te bly nie, want ons salarisse was min. En toe vat ek 'n verplasing PE toe. Haar familie kom van Port Elizabeth af. En daar het ons aangegaan en my vrou het vir 20 jaar gelei aan depressie. Sjoe, dis lang tyd. Ons kry 'n dominee hier van Pretoria wat PE toe kom en hy kom praat oor satanisme, oor okkulte, oor bindinge, oor vloeke. Ek neem die hele week af om eintlik te gaan luister, saam met my vrou. En die Woensdag aand, toe gaan die ligte aan in my vrou se lewe. Hoekom sy ly aan depressie? Sjoe. Onvergewensgesindheid. Wow. Ek het daar gesê sy moet uit die bank uitklim en die dominee gaan sien vir 'n afspraak. Volgende dag 11:00 is sy uit die huis uit. 12:00 toe stap 'n nuwe vrou in my voordeur. Wow. Ek het daar tot bekering gekom en 'n hartsbesluit om die Here te dien. Ja, nie weer Nie soos my kop besluit nie. Dis reg. En ongelukkig, as jy in 'n tradisionele kerk is, jy probeer alles met die kop bewerk, nie met die hart nie. God kyk na 'n mens se hart. Hy werk nie deur jou verstand nie. Satan werk deur jou verstand. En in elk geval, die Here het haar vrygemaak, 20 jaar se depressie, my hele lewe omgekeer. En kolonel Kobus Jonker was in Port Elizabeth en hy word bevorder om 'n kultverwante misdaadeenheid te stig in die land. Toe word ons 52 koördineerders in die land aangestel om hierdie bonatuurlike goed te ondersoek. Sjoe. Jy sien, is nie 'n geloof. Ons het misdaad ondersoek. Sjoe. Maar die Pagan Federation van Suid-Afrika het kapsie gemaak en gesê dat ons ondersoeke geloof. Die polisie het so groot geskrik, toe maak hulle die eenheid toe. Die begin van 97. Toe sê hulle vir my, of jy moet teruggaan na jou normale werk toe, of jy moet jou baadjie vat en loop. Ek het my baadjie gevat en loop. Op daardie stadium te kry 20 oproepe 'n dag van ouers wat se kinders delf in satanisme. Ai. En ek doen hierdie werk van
van 1998 doen ek hierdie werk voltyds. Ek doen die polisie se werk nou in die kerk. Ja. Hulle het gesê dis die kerk se job om hierdie mense te help. Ek sê dankie, ek sal die kerk se werk doen. Ja, dis so En belangrik. dis hoe my hele ding begin het. Maar vanaand, daardie mense wat daar buite kyk, ek was net soos julle. Ek het gesê, seeing is believing. Ja, altyd. Ek wou niks weet van die duiwel af nie. Want Want ons bestaan word hy? nie geleer in die kerk eers van die duiwel nie. Demone. En demone. En toe ek begin het en hierdie goed ervaar het, toe besef ek, is 'n werklikheid. Absoluut. En dit is hoe ek begin het. En vandag bedien ek duisende mense. So, kom vertel nou eers vir ons 'n bietjie James, hoe dit nou gebeur dat jy daai eerste bevryding, toe jy dit nou sien, het jy geskrik? Gelukkig het jy nie weggehardloop nie, want jy's nog hier vandag. Ja. Maar jy moes seker ook self bevryding gekry het om te besef, maar hierdie is real. Hierdie Ja. is nie 'n joke nie. Nou, kyk. Vertel net vir ons 'n bietjie, hoe het jy tot daai bevryding geleer en die pad wat jy moes gestap het? Jy weet wat die hele ding was? Toe ek my hart vir Jesus gegee, toe gee ek alles vir hom. Vandag se dae, mense kom kerk toe en dan sê die pastoor of wie ook al, as jy jou hart vir die Here wil gee, kom vorentoe. Nou sien ek die mense gaan vorentoe met 2 tasse. Hulle sit die een neer en hulle draai om en vat die ander een terug. Hulle sê, nee Here, ek sal jou daardie probleme gee, maar hierdie onvergewensgesindheid, hierdie haat, hierdie woede en die goed wat ek deurgemaak het, ek sal daardie persoon vasvat. En die Here sê, so jy wil my werk doen. Jy is baie welkom. En dit is hoekom dit hierdie bediening belangrik maak. Ja. Want hulle gee nie alles vir die Here as hulle altaar toe gaan nie. En dis waar hierdie bediening ingekom het. So, as jy gaan op 'n uitnodiging uit, weet net een ding, gee alles vir die Here en jy sal onmiddellik bevry word. Onmiddellik. Ja. En dis wat ek gedoen het. Dis hoe ek vrygekom het. En jou eerste sessie wat jy gedoen het, of jou eerste training, jy het mos nou jou eerste training ook gehad. Ja. Bietjie in die diepkant gegooi. Kolonel Jonker kom haal my eendag, vat my af Kaapse kant toe en hy lei my af daar in Gordons Bay. En hy sê jy bly by hierdie mense van. En ek sê nee maar reg. En ek praat met die mense, hulle sê ons gaan homsel vanaand. Ek sê dis mooi. Ek sal saam gaan. Hulle sê ja, jy is die gasspreker. Ek weet niks van bevryding, van demone, van satanisme af. Ek is 2 maande in die job. Weet niks. En ek kom daar. They say, face it until you make it. Faith until you make it, nie fake nie. Yeah. I used to say fake Ja. until a Bible college student said, no, pastor, it's faith Love it. until you make it. Ek kan nie vir jou sê, waaroor het ek gepraat daardie aand? Ja. Die plek was gepak. Almal wil weet van Satan. Sure. Maar hulle kom die kerk toe om van die Here te weet. En in elk geval, ek gee dit vir hulle. En na die tyd toe kom 'n 16-jarige dogter na my toe en sy sê, kan ek jou bespreek privaat? Toe sy na die onderdak swembad toe. En sy sit op 'n plastiekstoel, ek sit teenoor haar en onder die stoel is haar hondjie. Ja. En in die volgende oomblik ek sê, kan ek jou help? Haar stem verander na 'n manstem toe. En hy begin om my te vertel hoe Nostradamus inpas in Satan se plan. En die stargazers. Na 15 minute toe sê ek vir die ou,
jy bent nou stil bly, laat jy gaan. He said, I won't. I said, yes, you will. He said, I won't. Which is a two-edged sword. And I bring it down. Sy skree, een skree, en daar trek die hond weg. Ek sê, vang daar die hond. Ja. Bring hom terug. Toe is die demone in die hond in. Bring die hond terug. Ek sê, blaf agter my aan. Hy spot my net. Word jy so bevry? Ek val vir hom met olie en ek dryf die demone uit. Ja, ja. Maar vertel nou gou, jy het nou gepraat van hierdie swaard. Ja, Iemand kom na jou toe na die tyd wat in die gees kan sien. ja, En hulle vertel vir jou ja. die swaard wat Ja. wat jy in jou hand gehad het. Die profetes van die UK was daar die hand. En sy staan toe agter die meisiekind. Ek weet nie wie sy is nie, maar ek het dit toegelaat en sy sê vir my, het jy gesien wat jy dra? Ek sê, wat? Sy sê, jy dra swaard. Toe jy so maak, toe is daar swaard in jou hand. Die handvatsel is van suiwer goud. 6 juwele op aan elke kant van die handvatsel. That represents the 12 tribes of Israel. The blade is not made of steel, it's made of platinum. And it's so sharp and shiny that it blinds you in the spirit realm. Prys die Here. It's as long as a helicopter blade. I said, what do I do with this, Lord? Ja. And the Lord said, cut my people free, the chains. And then after that, I started using my sword. I'll go and minister in a place, and I'll just say, lift your hands, and they just drop, free. The chains just fell off the people. Ja. Well, 9 years ago, I attended and trained a school of prophetic here in Johannesburg. And the pastor's wife said to me, you used to say when you were in the police, you might be a warrant officer in the police, but you're general in God's army. Wow. Wow. She says, I've got to tell you, the Lord says you've been promoted tonight. Sure. I said, to what? Minister of Defense. She says, and the sword is no more a helicopter blade. It's a normal sword. But she says, in this hand, there's a scepter, Wow. which means authority. Sometimes I have a problem with the demon. I just lift my left hand up and say, you see, the scepter. And the demon just goes. Ja, want jy weet wie jy is in Christus. Jy ken jou autoriteit Ja. en die Here het dit vir jou gegee. Hy het dit vir ons almal gegee om daai autoriteit te neem. En wat Satan se taktiek is, hy wil nie hê ons moet ons autoriteit in Christus ken nie, want dan weet hy het nog die upper hand. Hy kan Ja. almal maar nog rondgooi en swaai en soos wat hy wil. Maar die oomblik wat ons as kinders van die Here ons autoriteit opneem, dan het ons die mag om op skerpioene en slange te trap. Absoluut. En James, kom ons praat gou eers 'n bietjie oor die tipe bevryding. As mense sê maar ek het my hart vir die Here gegee, hoekom is dit nodig dat ek nog deur bevryding ook moet gaan? Kom ons gesels 'n bietjie oor daai afdeling. 98 wat ek gevind in die bediening, 98% van die mense, die sleutel tot hulle bevryding is onvergewensgesindheid. Dis waar. Jy loop daar buite met onvergewensgesindheid en Satan gebruik dit teen jou elke dag. Ja, ons noem dit legal rights. Yes. He's got a legal right. And every time you'll end up with a handful of pills, but you can't do God's job. Why don't you just give it to the Lord and let Him set you free? One prayer. They call me the one prayer pastor. Wow. I want to tell you something now. If you know what's going on in the spirit realm, Ja. the Ukraine and the Gaza Strip look like a Mickey Mouse place. Because war is in the spirit realm at the moment. Verseker. Because Jesus is coming. Absoluut. And people need to give their hearts to Jesus. You know that the church is full of women
and very little men. Ja, You know why? The men have an ego en trots. because their friends say, oh, you're going to become a Christian now. You become a sissy. I want to tell you, it takes a man and a woman to stand up to serve Jesus. Any mouse can serve the world. Absoluut. Nee, dit is so waar. Jy doen baie seminare en jy help baie mense reg oor die wêreld. Jy gaan en jy doen toere soos wat mense jou nodig het. So gaan jy, as jy by mense is, dan is daar 'n paar vrae wat jy vra. Kan jy net so 'n bietjie deel, so 'n bietjie van wat jy doen en hoe jy dit doen? You know, over the years of doing deliverance, I used to do it the old way that other pastors do. Kicking, screaming, the manifestations, everything like that. Putting the people through pain. And then the Holy Spirit said to me, I'm going to show you my way. Dis hy. And he gave me 23 questions that I'll ask you. And when I've asked you the 23 questions, I've covered your whole life. Ja. You see, a psychologist, if you go and see a psychologist today, you pay per hour. You come and see me, 35 minutes, 23 questions later, and pray, and you're free. Ja. And that's the difference, because you want it. So don't come to me with somebody who you forcing to come and accept Jesus. So they coming just because you said they must come, but they don't want to be helped. I've got the authority over Satan and his cronies, so I'll cast him out. But then you walk out the door and you reopen the door by sinning, and it comes back 7 times worse. Dis waar. That's why you need to guard against that. And that's what I do. En saam met dit het jy 'n gees van onderskeiding ook nodig. Yes. Want ons het in ons eie lewe ervaar, soos wat ons mense bedien, heel aan die begin toe die Here ons, dis seker maklik 8, 9, 10 jaar terug, miskien nog baie langer, dis nog toe ons 'n Lady Smith was, het die heel eerste persoon na ons toe gekom, en sy het bevryding gesoek, en toe wys die Here vir ons, hy het dit toegelaat, want hy wil ons leer, dit is ons eerste skool gewees, waar ons begin leer het van bevryding. En toe wys die Here vir ons, jy bedien nie net sommer enige iemand wat sê, hoor, lê die hand op my nie, want daai persoon wil sterker word in die gees. So dis hoe die sataniste werk. Hulle gaan en hulle skry bevryding, want hulle weet daai ding word uitgedryf, maar dan word daai huis nie gevul nie, want die woord sê dit ook. Daai huis bly leeg. En dan kom hy terug en hy sê, maar hierdie huis is leeg, kom ons gaan nog 7 groot buddies. Right. En dan is dit waar, en dis hoe sataniste hulle kragte ook kry. Hulle kom vir bevryding, maar hulle weet, hulle gaan nog sterker word in die gees. Dis hoekom ons die gees van onderskeiding moet hê. You know something? I've seen it happen. Ja. Because they've come to the church and they get delivered. And you know what the pastors do? They put them on a pulpit Exactly. to give their testimony. In the meantime, they start recruiting their youth Dis baie erg. because everybody wants to know about the devil. Because we are created out of 3 parts: spirit, soul, and body. Dis waar. So what were you before you got a soul and a body? Spirit. So we have a desire to know what's going on in the spirit realm. But then we open the door for the wrong spirit, not the Holy Spirit. Dis reg, ja. And that's where your problems start. So as iemand nou jou luister vandag en hulle sê, maar hoe gaan ek weet ek het bevryding nodig? Wat is daar tekens? Obviously is daar tekens, as daar iets in heeltyd in jou lewe gebeur, dan weet jy daar's 'n kus, maar geef ons 'n bietjie voorbeeld as mense dalk nou nie kan pinpoint op sê, maar het ek regtig bevryding nodig nie? Hoe gaan hulle weet of hulle bevryding nodig het? You know something? You can't sleep at night. You've got no peace in your soul. Everything goes wrong. And you're not going ahead in life. Could be a curse at work in your life. And it could be a bondage. Dis waar. It's not always a demon. It's a bondage. You know, it's something that we as parents always have made the mistake. We've said to our kids, as jy nie leer nie, gaan jy dryp. En jy's dom. Sure. That's a curse. Dis waar. That's a curse.
We need to start speaking the positive things in our children's lives. And we need to show them Jesus. Now we got a problem today. Children don't want to know nothing about church because nothing goes on in the church. Ja, die kerk is dood. I don't see the power of Jesus Christ. If your church is not doing deliverance, they're not doing 25% of the gospel. Ouch. If they're not praying for the sick, they're not doing another 25%. So what gospel are they preaching? The gospel of John. Repent and be baptized. And then they don't believe in baptism. So people are getting 25% of the truth. And then they go to a church that preaches the full truth. And they say that's not of God. Because they get conditioned. My whole vision is to train the whole body of Christ. I don't want to be the only one that can cast out a demon. I want to train people in the way that I'm doing it so that on every street corner, there's somebody who can cast out demons. And you know something? Satan will pack up in South Africa and leave. Of course. Nee, verseker. What a day that will be. Yeah, absolutely. Yo, James, as daar enige iemand is wat graag met James in kontak wil kom, sy vroukie Marie sal, sy besonderhede sal op die skerm verskyn en sy doen Pastor James se bookings, omdat hy baie besig is, so hy vat nie oproepe nie, sy vroukie hanteer al die boekings. So as daar enige iemand is wat met hom in kontak wil kom en hom wil self nooi, of julle wil hom oorvlieg, oorsee, maak nie saak nie. Hy is beskikbaar en hy is daar om te help. En James, dit is vir my so mooi gesê wat jy nou gesê het, as jy voel, jy is in 'n kerk en daar is nie die gees van die Here nie, gaan na 'n plek toe wat jy weet jy kan geestelik groei. So, en dit is wat jy doen, jy help mense om uit daai bondage te kom, om dieper te kan inbeweeg in die gees in, en dan ook om daai autoriteit in te neem. Ja. So jy leer hulle, jy doen nie net bevryding nie, maar you equip them then, want dit is belangrik, ons moet equip word daarna ook. Wat se woord het jy vandag vir die kykers? You know, when the church, you go to a church, you're like a tree that's planted at the water's edge. And after 3 years, you tell the pastor, the dominee, or whatever, my season is finished. God did not plant you there to leave. He planted you there to grow into a big tree so that the birds of the air can find shelter and cool and all the rest. This church hopping story does not work. You need to find a church that is spirit-filled, that is on fire for God, and plant yourself. And no matter what happens, you will not leave the church. Because the Bible says offenses must come. Because that is to build your character. And what do? Now we get our hearts in a mess, so that up with the tree and we go to the next church. And then you die. So I want to encourage you tonight that you join a church, find a church where you feel comfortable. Join the church. Don't just go and visit. That the pastor says, I commit to looking after you because you are joining the body of Christ. And he's going to train you and he's going to bring you up in the ways of the Lord. And you know what you're going to do? Be a discipler. That's right. You're going to win the lost. And I want to tell you now, if you're a pastor and you got a church and you would like to train your church to do deliverance, contact me. I'll come and train you and your people. The biggest problem is that some of the Bible colleges, not all of them, but most of them, don't do this training when kids are learning to become ministers. So as a result is, they say, I never got trained in Bible college, so this stuff doesn't exist. It does exist. Verseker, ja. Ja, James, baie dankie vir jou getuienis. Ons kan so baie gesels,
Daar's nog so baie om oor te praat. Maar as jy nog meer wil weet oor James, kontak hom. Kom sien hom. Nooi hom uit om by julle te kom gesels en hy sal dit met liefde doen. Obviously, James, jy werk ook op geloof. So van die getuienisspan af, as julle vir James kontak en julle gaan sien hom, saai in sy bediening in. As daar enige iemand is wat na hierdie getuienis luister en voel, maar ek wil, al sien ek hom nie, ek wil graag in sy bediening insaai. Gehoorsaam. Daar's hy. Vrylik. Wees gehoorsaam en kontak sy vroutjie. James, van die getuienisspan af, baie dankie vir jou getuienis. Daar's jou beker. En nou kan jy ook wys, jy was al op die getuienis. Ek wil staan. Ons sal julle groet tot 'n volgende keer. Shalom. Okay. That's the one. What's that? It's not the lyrics. Okay. It looks like he's enjoying what he's doing. That's right.